Goeiedag liefde, dit is regtig goed om weer saam met jou te wees vandag. Van my, Pastor Tief Boys en die hele beleefspan. Dankie dat jy hierdie week weer saam met ons inskakel, saam met ons beweeg en ook leer om stadiger te beweeg, stadiger te luister. Hierdie week kyk ons na ons ritmes en dat daar 'n beter manier is. In gister se oordeenking het ons gesien dat daar baie is wat reg lyk. Soms lyk dit goed reg, maar nie noodwendig bring dit vir ons lewe nie. En vandag gaan ons 'n belangrike skuif maak en as ek eerlik net vinnig 'n vraag kan vra. Wanneer jy aan jou geloof dink, wanneer jy aan Christendom dink, dink jy eers aan waarhede wat jy moet glo of aan 'n lewe wat jy saam met iemand moet leef? Baie van ons het groot geword met die idee dat geloof hoofsaaklik gaan oor drie dinge, dat ek moet reg glo, ek moet reg verstaan en ek moet reg verklaar. En daai ding is alles belangrik, verseker, ons moet reg glo, reg verstaan, reg verklaar, maar Jesus het nog nooit gekom om net ons breine te vul met inligting nie, met 'n klomp verklaringe nie. Nee, hy het gekom om ons lewens te vorm. Luister gou mooi wat sê Jesus vir ons in Johannes 14 vers 6. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. So ons hoor hierdie vers so gereeld, word baie gesê, maar ons mis soms wat Jesus regtig vir ons hierso sê. Hy sê nie, ek wys vir julle die weg nie. Nee, hy sê, ek is die weg. Met ander woorde, Christendom is nie net 'n stel instruksies nie, dis eintlik maar verhouding. Dis alwaar dit gaan, is verhouding. Dis hoekom die eerste Christene nie bekend gestaan het as die mense van waarheid nie, of die mense van verklaringe nie, die mense van reg glo nie. Nee, hulle was bekend as die mense van die weg. Hulle doel was nie om reg te glo nie, maar om te leer hoe Jesus leef, hoe Jesus beweeg, hoe hy liefhet, hoe hy gerus het, hoe hy geluister het, hoe hy gedoen het. En dis presies waar baie van ons eintlik maar net vassteek en dit misverstaan. Ons glo in Jesus, maar ons leef teen 'n ritme wat Jesus nooit sou leef nie. Ons glo sy waarhede, maar ons ignoreer sy manier van leef. En dan staan ons verbaas, ons is onseker, wanneer ons innerlik moeg raak, nee. Geliefde, Jesus nooi jou nie net om hom te aanvaar nie. Nee, hy nooi jou om hom te volg, om sy pad te stap, nader aan hom. Nie net op Sondag nie, nie net in jou gedagtes nie, nee, nie net in jou oortuigings nie, maar in jou daaglikse lewe. So, vandag wil ek jou net nooi om hierdie vraag eerlik vir jouself te vra. Vra jouself, Here, volg ek U net, U leer vir verklaringe en waarhede, of volg ek U as 'n persoon? Want 'n beter manier begin nie met beter antwoorde nie, dit begin met 'n nader stap agter Jesus aan. Nou môre gaan ons kyk na iets baie eerliks en uiters prakties. Wat gebeur wanneer ons God met goeie bedoelings dien, maar ons self stadig leegmaak in die proses? Nou as hierdie oordeenking vandag met jou gepraat het, as dit iets vir jou beteken, vra ek jou los vir ons 'n kommentaar met die woord volg. En deel dit dalk saam met iemand anders, ons waardeer dit. Ons waardeer julle so ongelooflik baie, en ons net so voordat ek afsluit, ons sien mekaar weer môre, maar vir nou, kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir U enorme liefde vir ons. Dankie dat wanneer ons kyk na die Bybel, leer ons om U duideliker en akkurater raak te sien. Here, vandag is die uitnodiging dat ons sal die afstand wat ons het agter U korter sal maak. Wanneer ons sê ons volg U, mag die tree van waar U beweeg en waar ons al korter en korter raak, soos ons leer om nader te stap aan U. U sê, U is die weg, die waarheid en die lewe. En daarom, pad langs, soos ons saam met U stap, wil ons naby aan U stap. Dit is die uitnodiging. So vandag bid ek vir elke persoon wat luister, dat hulle hart en gedagtes sal oopmaak, en eenvoudig net sê, Here, vandag wil ek nader aan U stap. Nie net vandag nie, maar môre ook, en die dag daarna, want dit is hier waar ons leer om die weg reg te verstaan. Here, dis ons gebed in die mooi naam van Jesus bid ons dit. Amen en amen. Geliefde, ek sien julle môre, gaan in vrede. Totsiens.